Ons teks is Johannes 20, ons het laasweek Johannes 20 vers 1 tot 18 gelees. As jy nou nie hier was nie, wil ek jou aanmoedig gaan lees dit by die huis, Johannes 20 vers 1 tot 18, wat gaan oor die opstanding. So hierdie wat ons nou lees, wat hy begin met, daardie Sondag aand, dit is die Sondag aand net na die kruising. Johannes 20 vers 1 begin met die Sondagoggend, toe dit nog donker was. Hierdie is nou daai Sondag aand, selfde dag. Daardie Sondag aand was die disippels by mekaar. En alhoewel die deure gesluit was, omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. Die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. Vrede vir julle, sê hy weer vir hulle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. As julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe. As julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie. Thomas, wat ook Didymus genoem is, een van die 12, was nie by die disippels toe Jesus gekom het. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy sê vir hulle, as ek nie die merke van die spykers in sy hande sien en my vinger in die merke in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. 8 dae later was Jesus se disippels weer by mekaar en Thomas was by hulle. Hoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande, en bring jou hand en steek hom in my sy, en moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. En Thomas sê vir hom, my Here en my God. Toe sê Jesus vir hom, glo jy nou, omdat jy my sien? Gelukkig is die wat nie gesien het nie, en tog glo. Jesus het baie ander wondertekens wat nie in hierdie boek geskrywe is nie, voor sy disippels gedoen, maar hierdie wondertekens is beskrywe sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo in sy naam die lewe kan hê. Amen. Ons lees net daai gedeelte. In die agtergrond van hierdie hele teks wat ons nou gelees het, van vers 19 tot 38, is vrees, die gevoel van vrees, op 'n manier ook die gevoel van lyding, die agtergrond agter hierdie teks. Dit is so amper die fondament waarop hierdie verse gebou is. Dit vul die spasie van die storie. As ons hierdie teks ordentlik lees, voel jy die vrees van die disippels die heeltyd daar in die agtergrond, in die spasies tussenin. Dis die fokus van die teksie, maar hierdie vrees is die heeltyd daar. Selfs wanneer Thomas sy hande in Jesus sy en in Jesus se hande druk, dan is swaar kry en vrees so half amper die noot wat gespeel word. Dis nie die liedjie wat gesing word nie, maar dis die noot wat so half in die agtergrond gespeel word. Vrees is die tema van wat hierdie hele teks aangaan. En dit is so 'n vreemde tema, want ons het nou net gelees van die opstanding. Ons het nou net in die vorige gedeelte in vers 1 tot 18, soos ek julle gesê het, gelees, Jesus leef. Jesus verskyn aan Maria. Hierdie disippels, Petrus en Johannes, sien die graf is leeg en steeds, is die eerste teks wat ons lees, hulle is die kamer toegesluit. Die deure is toegesluit en 8 dae later is die deur nog steeds gesluit. Vrees vir hierdie disippels word verlamming. Dit neem so amper hulle hele lewe oor. Hulle eintlik nie kan optree nie, hulle kan nie dink nie, hulle weet nie wat waar is nie, want vrees bepaal alles. Die vrees vir amper in hierdie teks, wat aan die agterkant van daai geslote deur is, word amper op 'n manier hulle hele lewe. Probleem
ons lewens ook is, wanneer ons vrees net los, dan is ons koppe geneig om vrees so bietjie in die agtergrond in te skuif. Maar dan word hierdie gevoel van vrees in ons lewens eintlik ons normaal. Dit word ons normaal om in hierdie permanente toestand van vrees te leef. Die disippels reageer ook uit vrees uit op alles wat hier gebeur. In die vorige gedeelte kom Maria, Jesus verskyn aan haar. Hy sê vir haar, Maria, hy noem haar op haar naam, sy val op haar knieë neer, sy sê, my meester, en dan hardloop sy gaan sê vir die disippels, luister, Jesus leef. Wat doen hulle? Nie uit opgewondenheid of uit vreugde begin hulle hom eer en hom dien nie. Nie uit opgewondenheid en in geloof begin hulle hom loof en prys nie. Nee, hulle gaan kruip weg. Sondag aand, 8 dae later, steeds in daai selfde kamer, deure gesluit, vrees bepaal alles. Selfs hulle wat gedeeltelik tog iets gesien, so ek sê Petrus en Johannes was in die graf. Hulle het gesien die graf is leeg. Selfs hulle wat so halwe bewyse het dat hy leef, selfs hulle kruip weg. Hoekom? Want hulle is bang. Hulle is bang vir die Jode, hulle is bang vir wat gaan nou in hierdie wêreld gebeur, hulle is bang, miskien ook, is hulle nou volgende, as dit is wat met Jesus gebeur het, is ons nou volgende, hulle onthou, miskien waarskynlik ook die kruis, en daai vreesaanjaende gevoel, toe Jesus sterf. Dalk is daar ook iets in hulle wat, 'n vrees van, miskien leef hy, en as hy leef, onthou hy dalk dat ons hom verloon het, Petrus 3 keer. Miskien onthou hy ook dat ons weggehardloop het toe die Romeine hom wou vang. Miskien onthou hy ook dat ons nie daar was by die kruis nie. Soveel goed wat hulle kan bang. Wat hulle bang, nie kan bang nie. En hierdie vrees maak dat hulle self toesluit. Dat hulle self letterlik in 'n kamer toesluit en weg. Dan kom Jesus in die middel van hulle vrees. Deur 'n geslote deur verskyn hy by hulle en hy wys sy gewonde, stikkende self vir hulle. Wat hy kom doen is hy kom in genade buig hy af na hulle toe en in hulle swakheid, in hulle vrees, in hulle toegesluite wegkruipplek kom wys hy vir hulle wie hy is. En in daai proses kom oorwin hy eintlik ook hulle vrees. En 3 keer in hierdie teks sê hy vir hulle, vrede vir julle. Dis my ongelooflik. Dis 'n ongelooflike 3 woorde. Vrede vir julle. Hierdie disippels is vol vrees. Hierdie disippels kan nie eintlik leef nie. Hulle kan nie in die samelewing aangaan nie. Hulle sluit die deur vir 'n hele week. En Jesus sê 3 keer vir hulle, vrede vir julle. Moenie vir jou vir my bang te wees nie. Van my kant af is daar nie oordeel nie. Inteendeel, kom kyk, wat het ek vir julle gedoen? Inteendeel, kom voel, wat het ek vir julle gedoen? Ek is gewond, maar ek is nie dood nie. Ek leef. En soveel meer as dit eintlik, ek is meer as net lewendig. Ek kom in julle vrees. Ek kom in julle toegesluite kamer in. So vrede vir julle. Ek bring vir julle vrede. 2 keer sê hy dit. Maar Thomas is nie daar. En in die geskiedenis is arme Thomas nou al baie veroordeel. Ons ken die storie van die ongelowige Thomas. Maar lees net weer die konteks en eintlik is Thomas se reaksie nie so vreemd. Thomas se reaksie is eintlik maar presies dieselfde as hulle se. Eintlik is sy reaksie meer aanvaarbaar as hulle se. Petrus en Johannes sien die leë graf. Thomas sien niks. En hy reageer presies dieselfde as hulle. Hy sê eintlik,
ek moet vir myself sien. As ek nie vir myself kan sien nie, as ek nie self sy hande kan sien, as ek nie self sy kan voel nie, sal ek nie glo nie. Niemand anders se getuienis is goed genoeg nie. Definitief nie die vrouens se nie, ook nie eers selfs Petrus of Johannes se nie, ook nie eens die ander disippels se nie. Geen getuienis is goed genoeg vir my nie. Dit lyk so 'n bietjie in hierdie teks of Thomas se vrees bietjie anderster is as die disippels se, as die res van die disippels se. Want hy was nie saam daai eerste aand al klaar toegesluit. Hy is eers 8 dae later is hy toegesluit. Maar steeds is daar 'n vrees. Steeds is daar hierdie vrees van ek kan nie net glo. Sonder om self te sien en self te ervaar, gaan my vrees nie oorwin word. En weer kom Jesus. Met oorgenoeg genade kom hy daarin. Hy laat toe dat Thomas aan hom voel, dat Thomas kan sien. Hy sê vir Thomas, hou nou op ongelowig wees en wees gelowig. Hy gee vir Thomas daai opsie, die keuse om te begin glo. Want hy wys vir hom meer as genoeg. Hy verskyn aan hom agter 'n geslote deur. Hy wys vir hom sy hande, hy wys vir hom sy sy. Hy sê vir jy hoef nie meer ongelowig te wees. Jy kan maar glo. Hy gee vir Thomas meer as wat hy nodig het om te glo. En wat doen Thomas? Thomas glo. Thomas glo meer as enigiemand anders in die hele evangelie van Johannes. As hy sê, my Here en my God, is dit die enigste keer in die Bybel, nie in die Bybel, nie in Johannes, in hierdie evangelie, wat iemand sê, Jesus is God. Dis die enigste keer. Hierdie ongelowige Thomas, hierdie vreesvervulde disipel van Jesus, hy wat so bang is dat hy agter 'n toe deur wegkruip, sê, my Here en my God. Hy is die enigste een wat hy belydenis doen. Die enigste een wat weet, Maria sê my meester, die disipel sê, baie kom naby daaraan, maar Thomas sê, ek gaan nie meer twyfel nie. Ek gaan nie meer sukkel nie, ek gaan my vrees nie meer tussen my en God laat staan nie. U is my God. En in daai oomblik kom God en hy verander nie met hulle hartseer oor in lofprysing nie. Hy kom en hy verander hulle vrees in lofprysing. Dit wat hulle lam gemaak het, dit wat hulle eintlik nutteloos gemaak het, dit wat in hulle lewens hierdie verskriklike duisternis bring, verander hy in lofprysing. En dan as hulle verlos is van hierdie vrees, as hulle vrygemaak is van hierdie vrees, dan gebeur al twee goeders. Hy gee vir die Heilige Gees, hy blaas oor hulle. Johannes is die enigste een wat so of hierdie Pinkster gedeelte het, so of 'n klein Pinkstertjie hierso. Hy blaas oor hulle, hy gee vir hulle sy Heilige Gees. En wat doen hy dan? Dan stuur hy hulle in hierdie wêreld. Hy sê, soos wat die Here, soos wat die Vader my gestuur het, so stuur ek julle ook. Vrees verlam. Vrees maak dat ek met niemand kan praat nie, dat ek nie in beweging kan kom in hierdie wêreld nie, dat ek agter geslote deure bly sit. Jesus sê, ek kom vat daai vrees weg. Ek kom breek in julle vrees in. Ek kom oorwin julle vrees. Maar ek ken julle. Ek weet iewers gaan hierdie vrees nog steeds bly knaag in jou agterkop. Veral, ek dink hierdie disipels, hulle weet, net die buite is Jode, net die buite is Romeine, dink net later word hulle vervolg en hulle word versprei oor die hele bekende wêreld. Dink nie, moes vrees die hele tyd hier in hulle agterkop bly knaag. Wat doen Jesus? Hy gee vir die Heilige Gees. Die Heilige Gees wat in hulle is, in hulle woon, maar jy wil ek kom sê, julle hoef nie meer bang te wees. Dis die een groot ding, glo ek, vir die Heilige Gees doen. Dis 'n herinneringsdeel. Onthou, Jesus vat vrees weg. Niks is ooit weer dieselfde.
Nooit weer hoef julle in vrees weg te kruip en julself toe te sluit. Weer en weer en weer. 3 keer vrede vir julle. 2 keer kom vat aan my hande en my sy. En dan permanent die Gees wat by ons is. Wat ons kan oortuig van hom. Veral ook later wanneer hulle self moet lei, wanneer hulle self ook hulle eie kruis moet optel, wanneer hulle self ook weggejaag word uit die tempel uit en uit hulle wêreld, is die Gees by hulle. Hoekom ook? Want God het vir hulle meer genade kom gee as wat hulle nodig het. Meer genade as wat hulle ooit nodig gehad het om te kon glo. Kom gee hy vir hulle. Dit is my so vreemd, dit is my so wonderlik eintlik, dat die Bybel oor hierdie disippels praat, as ouens wat sukkel om te glo, tot hulle self sien. En hulle, wat gesukkel het, met hierdie evangelie gaan verkondig, aan mense wat nooit kan regtig sien, fisies sien, soos hulle nie. Hierdie ongelowige disippels, gaan mense weer en weer ontmoet, wat kan glo, sonder om te gesien. Waarom sê Jesus ook, geseënd is hulle wat glo, sonder dat hulle gesien het. Daar is nog een ding in die teks wat vir my baie vreemd is. Jesus kom, hy sê vir hulle, vrede vir julle, en dan sê hy, soos wat julle vergewe is, of God vergewe julle soms, ek weet nie wat laat ek so teruggaan, ek weet nie presies dit reg aan, dat ek nou nie vir julle verkeerd sê. Waar is dit nou? Nou gaan ek hierom ontspoor, ekskuus. As julle vir mense, hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe. As julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe. Dit is 'n vreemde 2 sinnetjies wat hy hier in die middel van dit kom sê. Hy staan daar, vrede vir julle, julle hoef nie meer bang te wees nie, ek vat julle vrees weg, en dan praat hy oor vergifnis. As julle vergewe, word deur God vergewe. As julle nie vergewe nie, vergewe God dit ook nie. Dit is 'n vreemde ding. Maar as ons net onthou nou weer die konteks van hulle vrees. Vir wie is hulle bang? Hulle is bang vir die Jode. Hulle is bang vir hierdie mense wat nou net Jesus doodgemaak het, wat hom nou net gekruisig is. Hierdie vrees vir wat met hulle kan gebeur en wat reeds gebeur het, neem hulle lewens oor. En Jesus kom, dink ek, baie doelbewus. En hy sê vir hulle, as julle vrees is nou weg. Hulle wat my doodgemaak het, het nie oorwin nie. Hulle het nie op die einde die laaste sê gehad nie. Nou dat julle vrygemaak is van julle vrees, is julle ook vry om te vergewe. Want dis die tweede ding wat hier gebeur. Hulle is nie net vasgevang in vrees. Ek dink hulle is ook vasgevang in hulle eie kwaad, in hulle eie woede. Wie dink hierdie Jode is hulle om Jesus dood te maak? Hoe kon hierdie Romeine ons leermeester, ons rabbi doodgemaak het? Nou dat hulle bevry is van die vrees, nou kan hulle gaan vergewe. Want dis die twee goed wat ons as mense die meeste vashou. Vrees verlam my. Onvergewensgesindheid maak dat ek niks wil doen nie. Dat ek nie omgee nie. Dat ek nie wil my hand uitsteek na hulle rondom my toe. Dit verhard my hart. En as Jesus nou hulle sê, ek stuur julle in hierdie wêreld in, hulle sal nie kan gaan nie. Die moeilikste ding in hierdie wêreld is om te gaan vertel, die moeilikste ding in hierdie wêreld is om God te eer en te loof as my hart vol wraak is, as ek nog steeds 'n wrok in my het, as my lewe vol bitterheid is. Vergifnis is eintlik die manier hoe ons vir ons vrees sê, luister, ek gaan nie 'n slaaf bly van jou. Ek gaan nie in slawerny bly van wat mense aan my gedoen het, of wat die wêreld aan my gedoen het, of wat ek self gedoen het. Vergifnis is die manier hoe ons los
breek uit hierdie plek uit waar ons toegesluit is. Weer eens, dink aan daai disippels. Hulle is bang vir die Jode. Op 'n manier is hulle ook bang omdat hulle Jesus verloon het. Op 'n manier is hulle ook bang omdat hulle weggehardloop het. Op 'n manier is hulle ook bang vir hom. Wat hy vir hulle moet sê, soos dat julle vergewe is, vrede vir julle. Julle is vrygekoop. So kan julle ook gaan en gaan vergewe. Daai ding van vrees en van onvergewensgesindheid bring swaar kry en lyding in ons lewens. As ek nie vergewe kan of dit kan regkry om te vergewe nie, bly ek vasgebind op 'n manier in my eie vrees, in my eie onvergewensgesindheid. Ek dink so baie keer, ek dink aan daai prentjie van altyd in die ou flieks van die maffia wat so jou voete in sement gesit het. Dis wat vrees doen en wat onvergewensgesindheid doen. Jy is nie dood nie. Jy kan net nêrens heen gaan. Jy kan nie uitkom uit die water uit. Jy kan nie beweeg nie. Jou lyf is eintlik fyn, maar jou voete is vas. Dis wat vrees doen. En nou dat die disippels gesien het, maar sy teregstelling, sy kruisiging is nie die einde nie. Kom Jesus my lei hulle na 'n plek toe waar hulle kan ook vrykom van die haat en die woede en die wraak in hulle lewens. Sodat hulle nie vasval in die bitterheid daarvan. Die krag van Paasfees, die krag van hierdie Paastyd, die krag van die kruis, is hierdie vryheid. Vryheid van vrees en die vryheid om te gaan vergewe. Die krag van die tekens in sy hande, die krag van die spiesmerke in sy sye, is dat ons kan glo. Nou vir julle sê, dis moeilik om te glo. Dis nie 'n maklike ding om te glo nie, want ons kan nie fisies sien nie. Ons kan nie fisies gaan voel nie. Maar wat Jesus kom doen, is hy kom maak ons vry van die vrees wat maak dat ons nie wil glo. Hy kom maak ons vry van hierdie vrees wat ons agter toegesluitde deure weg van die wêreld af. Hy kom maak dit vir ons moontlik om te vergewe. En dis vergifnis wat maak dat ons daai deure oop. En net soos wat hy op sy disippels geblaas het, net so geblaas hy op jou en op my. Net so gee hy vir ons die Heilige Gees. Sy Gees wat sê, jy hoef nie bang te wees nie. Jy hoef nie meer 'n slaaf te wees nie. Jy hoef nie meer vas te val in hierdie vrees. En ek verstaan nie hoekom ons nog so daarmee sukkel nie. Ons as gelowiges is tog so bang. Ons is so bang vir die duiwel. Ons is so bang vir die heidene. Ons is so bang vir wat in die media aangaan. Ons is so bang vir wat in ons wêreld aangaan. Ons is so bang vir wat mense sê, dat ons net soos hierdie disippels die deure sluit en sê, ek kan nie. Ek kan nêrens heen gaan. Of dat ek onmiddellik begin terugval. Dis die een ding wat ons gelowiges nog so baie glo mee is om ons wapentuig op te neem, net te sê, maar ons sal gaan veg. Wat eintlik niks anders as 'n vreesreaksie is. Want as God kom, sê hy moenie veg nie, vergewe. Moenie bang wees nie, hê lief. Moenie wegkruip nie, gaan uit. Verander jou vrees en jou onvergewensgesindheid in lofprysing. En ek dink dit verander alles. Ek dink dit verander alles. My hele gedrag, my hele menswees, al my emosies, die oomblik wat ek hoor, vrede vir julle. Amen. Ons bid saam.
ons Here en ons God. Dankie dat U in ons wêreld inkom, dat U in ons geslote kamers inkom, en daar ons vrees kom oorwin. Dat U hier ons absolute verlamdheid kom wegvat. Dat U vir ons kom sê vrede vir julle. Here, dat ons nie meer swak en bang en nutteloos hoef weg te kruip nie, maar dat ons met oorgawe en met lof en met eer agter U kan aanloop. Here, want U ken ons so goed. U weet ons sukkel. U weet ons lees die koerante, ons kyk op sosiale media, ons praat met mekaar en elke keer wil vrees maar net ons weer kom oorval. Dankie Here vir U Gees. Dat ons elke keer weer kan hoor sê, julle hoef nie bang te wees nie. Die mag van vrees is oorwin. Jesus hang nie meer aan die kruis nie, hy het opgestaan en hy leef. Dankie Here dat ons daarom ook nie meer hoef slawe te wees van ons eie woede, ons eie wraakgevoelens, dat ons nie meer gebind hoef te word deur die kettinge van wat mense aan ons doen, of wat ons aan onsself doen nie, maar dat ons kan vry wees, en dat ons kan vergewe. Dat ons sonder vrees en in vergifnis in hierdie wêreld kan gaan leef. Dankie daarvoor, Here Jesus Christus.